almal, vandag is dit Dinsdag, dis die 28ste Julie, die jaar 2026 is 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend wil ek so 'n bietjie vir jou vra, dink jy daar's 'n tweede kans na die dood? Party mense dink so. Ek het so 'n bietjie gaan ook navorsing doen hier rondom, om vir mense te kan nou verduidelik, is daar 'n tweede kans na die dood? Dis vreemd om so te dink, maar daar's party mense wat dink, daar's reïnkarnasie. Jy kom dan terug as 'n hond of 'n ding of iets, ek weet nie, party mense dink jy kom weer as 'n ander mens terug. En dit is so verkeerd om so 'n gedagte te kweek by jou. Daar is nie so iets soos reïnkarnasie nie. Een van die argumente wat hulle gebruik, is om te sê dat 'n mens kan nie in hierdie kort lewe tot bekering kom. Jy het so 'n paar lewens nodig om tot bekering te kom. Dis natuurlik totaal geheel en al onbybels. Want ons lees in Matteus 27:34 van die rower aan die kruis. Albei het die Here Jesus gespot, maar die een het tot sy sinne gekom. En in Lukas 23 kan ons aflei dat hy berou en hy sê vir Jesus, dink aan my. En die Here sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. So die Bybel verklaar dit dan ook duidelik, waar hy sê, in die tyd van die welbehae het ek jou verhoor, en in die dag van huil het ek jou gehelp. Kyk, nou is die tyd van die welbehae, kyk, nou is die dag van huil. Ons lê nie die minste hindernis in die weg nie, sodat die bediening nie beklad mag word nie. God se tyd is nooit môre nie, maar wel vandag. Verder weet ons dat die Bybel ook net een van die lewe is waar is. En net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. So vertel Jesus dan ook die gelykenis van die ryk man en Lazarus, wat in die doderyk maak die ryk man sy oë oop en hy sien vir Abraham. En in die gelykenis praat Abraham ook van Moses en die profete. Abraham het dus na soveel jare ook nie gereïnkarneer, maar is nog steeds in die plek van geluksaligheid. En hier verklaar hy aan die ryk man, dat daar ook reeds tussen die gereddes en die verlorenes 'n groot kloof bestaan, en die een kan nie na die ander kant toe gaan nie. Die skeiding aan die ander kant van die graf is dus heeltemal finaal. Daar is geen tweede kans na die dood om gered te word nie. Jy het nou die kans, gebruik dit. Die verkondiging aan die geeste in die gevangenis, waarvan 1 Petrus 3:19 praat, weerspreek ook nie van wat ons tot dusver gesê het nie. Dit was in die lewendmaking deur die Gees in Jesus Christus met sy heengaan, en hy het vir die geeste in die gevangenis gaan preek. Dit was die boodskap van die opstanding wat tot in die gevangenis weerklank gevind het. Dit het eerder die lot van die sulkes verseël, as dat hulle daardeur gered is. Hoe dit ook al verstaan word, gaan dit hier om die bepaalde groep mense wat in 'n spesifieke tyd geleef het, en nie al die ontslapenis nie. Hieruit kan daar dus nie afgelei word, dat alle ontslapenis 'n tweede kans na die dood sou ontvang nie. Die Rooms-Katolieke glo in die Vagevuur, waar siele gereinig word, dat die gebede van die lewendes hulle kan help om hulle lyding te verminder en hulle toetrede tot die hemel te bespoedig. Nou ons almal weet, dit is absoluut net 'n leuen. Die Oosterse ortodokse kerk, hulle bid vir die afgestorwenes in die hoop dat God se barmhartigheid die uiteindelike opstanding van hierdie mense sal teweegbring. Dan die islamitiese tradisie, hulle bid gereeld tydens die janaza, ek hoop ek spreek dit reg uit, begrafnisbede en in persoonlike gebede die dua, vir vergifnis en genade vir die oorledene se siel. Nou mense, jy het nou 'n kans, jy lewe, jy haal asem, soek die Here, dien hom, moenie wag totdat dit te laat is nie. As jy jou asem uitblaas, nou ek sê jy blaas eintlik nie jou asem uit nie, ek dink die Here kom vat dit terug. Wanneer jy gebore word, blaas die Here sy asem in jou in, dan is jy 'n lewendmakende siel. Dan die dag as jy sterf, dan kom vat die Here weer sy asem terug, dis syne, dit behoort aan hom. So, nou het jy 'n kans, jy lewe, jy haal asem, moenie uitstel nie. Hoe weet of ons vanmiddag huis toe gaan kom? Party mense ry vanoggend groot motorongeluk, of sommer 'n hartaanval. Weet van mense wat 'n hartaanval gekry het, ewen agter die stuurwiel van hulle voertuie, of by die werk. Een man wat saam met my gewerk het, by die werk gekom, op sy stoel gaan sit, hartaanval gekry en gesterf.
So ons weet nie wat die dag inhou vir ons nie. Kom ons maak gebruik van hierdie geleentheid om ons hart en lewe vir die Here te gee. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons loof en prys en eer die groot en heilige naam. Dankie Here dat ons nou die oomblik kan gebruik om te sê, Here, hier is ek. Here, kom deursoek my. Here, kom vernuwe my. Here, kom help my sodat ek al belydenis kan doen van my sonde en afstand kan doen daarvan. Sodat sou ek sterf en U my sien kom terug eis vandag, dat ek weet ek eindig by U op. Here, al die lof en al die eer en al die aanbidding kom U toe. U is heilig en U is soewerein en daar is niemand soos U nie. Amen en amen.